Ons is besig met ons reeks The Power of. Ons het laasweek gekuier oor The Power of Prayer en hierdie week kuier ons oor The Power of the Word. Ek wil vandag met julle gesels oor die krag van konteks. Het jy al ooit gehoor hoe iemand 'n skrifgedeelte aanhaal en dan verander die hele betekenis sommer? Konteks is belangrik. Die skrifgedeelte in 1 Tessalonisense 5 vers 20 sê byvoorbeeld: toets alles en behou die goeie. En dit het niks te doen met eksperimentering tydens jou studentejare. Ek wil vandag met julle gesels oor 'n bekende skrifgedeelte wat jy baie keer sal sien op 'n koppie geprint, of jy sal dit deel maak van 'n wensboodskap as jy vir iemand geluk sê met hulle verjaarsdag, of sommer net sterkte met die eksamen. En dis die skrifgedeelte Jeremia 29 vers 11 en dit sê die volgende: For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope. So wat doen ons met skrifgedeeltes wat ons goed laat voel, wat maak dat ons wil 'n status update doen of sommer maar net iets daarmee doen? Wel, jy vra jouself twee vrae. Eerstens, wat is die konteks van hierdie skrifgedeelte? Met ander woorde, wat is die historiese agtergrond? Wat sê die hoofstuk? Wat probeer die groter prentjie vir ons sê? En tweedens, wat is die impak daarvan hier en nou vir my en jou? Sien, konteks is baie keer 'n verfkwas, terwyl die skrifgedeelte of vers soos 'n klein gedeelte van 'n skildery is. Jy het soms die verfkwas nodig om die volle prentjie in te kleur, sodat jy mooier kan sien wat dit is waarna jy kyk. So kom ons pak hierdie ding uit. Wel, vir jou om die konteks te verstaan, het jy so 'n bietjie inligting nodig oor Israel. Sien, Israel in sy geskiedenis was op hierdie stadium van die geveg besig om weg te dryf van God en op 'n plek van rebellie. Hulle het lankal ophou God as die enigste lewende God gedien en het agter afgode aangehardloop. En op die einde van die dag het God herhaaldelik hulle probeer waarsku en is die Babiloniese ballingskap die loon van hulle optrede. En hulle is uitgevoer onder die koningheerskappy van koning Nebukadneser in 'n nuwe wêreld, nuwe omgewing, nuwe reëls, en is hulle eintlik maar slawe in hierdie nuwe land. En dis op hierdie toneel wat die profeet Jeremia verskyn en hy probeer 'n boodskap vir hulle gee. En in die hoofstuk 29 gee hy vir hulle hierdie boodskap met ballingskap vas in hulle gedagte en hy sê vir hulle: God se plan vir jou is goed. God se plan is nie sleg teenoor jou nie. It's not a plan of evil, it's a plan of hope, it's a plan of a future. En ek kan net dink hoe die Israeliete dit aanhoor en dink: Boet, het jy rondgekyk om jou? Alles om ons gaan sleg. Die omstandighede is terrible en jy wil vir my sê God se plan vir my is goed. Dis onmoontlik. So wat leer ons van hierdie konteks? Wel, die barmhartigheid en liefde van God raak soveel ryker as ons verstaan die konteks was baie erger as 'n moeilike eksamen. Die barmhartigheid van God is beskikbaar in hierdie konteks baie meer as wat jy dit net sou lees binne die vers. Die konteks help ons om te verstaan dat selfs wanneer sy mense van hom af wegdraai, is God se hart goed. Selfs wanneer jy oor die lyn getrap het en reëls oortree het, sê God: ek wil jou hê, ek wil by jou wees, ek wil jou 'n hoop gee, ek wil vir jou 'n toekoms gee. So dit bring ons by die tweede gedeelte. Hoe is hierdie van toepassing op jou hier en nou? Wel, binne die konteks verstaan ons iets baie breër as net God het 'n goeie plan vir jou. Selfs in 'n tyd van jou lewe wat jy al sy goeie judgment oortree en wegdraai van hom af, sal sy hart teenoor jou steeds goed wees. Die konteks is die verfkwas wat 'n baie mooier prent indeel wanneer jy die vraag vra: hoe is dit van toepassing op my vandag? Maar ek wil vir jou goeie nuus gee, en die goeie nuus is ook binne konteks. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê die volgende: want hoeveel beloftes van God daar ook al mag wees, in Christus is hulle ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Wat is hierdie skrifgedeelte besig om te sê? Paulus is besig om te sê dat al die waarhede, ongeag waar dit staan in die skrif, vind sy waarheid in Christus. Met ander woorde, as jy 'n kind van God is, Jesus Christus is jou Here en die Heilige Gees lei jou lewe, begin die beloftes van die skrif vir jou 'n waarheid raak. Begin ek weet wat die planne is wat ek vir jou het, ook
van jou op toepassing wees. Ja vir die hier en nou, maar selfs binne die rykdom van die konteks en die rykheid wat hy bring na die tafel toe. So, wat beteken dit vandag? Wel, dis wat die Here vandag vir jou wil sê, kind van God. Hy sê, want ek weet watter gedagtes ek aangaande jou het. Spreek die Here gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal jy my aanroep en heen gaan en tot my bid, en ek sal na jou luister, en jy sal my soek en my vind wanneer jy met jou hele hart na my soek. Al wat jy hoef te onthou is dat hierdie beloftes is ja en amen in Christus. Nie in jou eie lewe waar jy koning is en jy doen wat jy wil hê en jy gebruik beloftes van God om in jou prentjie sin te maak nie. Nee, in Christus, onder die leiding van die Heilige Gees, soos Romeine 8 sê, in Christus is die beloftes ja en amen, en moenie die rykdom wat die konteks bybring vergeet nie. So, doen moeite. Gaan kyk wat is die historiese agtergrond. Ek gaan in die tab hieronder vir jou detail gee. Waar kan jy bietjie op webtuistes gaan om van hierdie konteks in die hande te kry? En 2, doen moeite om by die Here te hoor. Hoe is dit van toepassing op die hier en nou? Want in Christus is die beloftes ja en amen.